Goeiemôre. O, julle. Het die stoele julle ontstel? Wie van julle het vanoggend redelik vroeg hier ingekom en toe jy instap en jy sien hoe dit lyk? Toe sê jy soos, het iemand ingebreek? Wat gaan nie aan? Die stoele lê om. Ek sien party mense, ek het so gelag. Hulle gaan sit en hulle sien die een stoel is op sy rug, maar hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle kyk so, mag ek dit nou omdraai, mag ek dit nie omdraai nie? Dis my baie interessant, dat ons mense is van gewoonte. Ons vind gemak in roetine, en as dinge mooi loop die oggend, kom ek vra, wie van julle is ontsteld in die oggend as jy opstaan, en jy wil koffie maak, en daar's nie melk nie? Die res van julle lyk is baie heilig. Ons raak so vinnig ontsteld, ek het so gelag. Ek stap vanoggend hier in, julle, ek het dit so hard gewerk, die stoele is mooi en rye, alles is perfek. En ek begin rondstap en ek gooi stoele om. Ek wens julle kon mense se gesigte sien. Nee, wie van julle het begin voel, ek moet nou stoele begin regpak, nou. Kom ons is eerlik, nou. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik vir my, daar's 'n rede hoekom ek dit gedoen het. Julle, ek het dit maar net gedoen omdat ek vanoggend 'n tantrum ingegooi het toe ek in die kerk inkom nie. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik bietjie dink oor hoe maklik word ons ontstel wanneer dinge net so bietjie de mekaar is. Die pad nie 100% reguit is nie. Nou, partykeer as ons goeders beplan, dan kry ons lekker verrassings. Ek sal nooit vergeet nie, so ek en 'n pel van my ou Dewald, ons het in die oggende begin 5 uur gaan CrossFit toe. Julle, jy moet vroeg opstaan, en want ons wil mos nou gesond wees, en ons wil oefen, en ons is nie regtig lus die oggend vir dit nie, maar ons gaan CrossFit toe, want dit gaan nie oor jou lus nie, en ons kom by die CrossFit, en die krag is af. Ai, julle. Raai wat doen ek en hy? Ons ry McDonald's toe. En ons gaan koop ongesonde McDonald's, dit was die beste oggend ooit. So partykeer is dit bietjie van 'n disruption 'n lekker ding, okay? Maar meeste van die tyd maak ons planne in hierdie lewe. Ons weet waartoe ons op pad is. Jy weet, gaan skool en dan gaan jy swat en dan gaan jy werk kry, hopelik kry jy 'n vrou of 'n man, jy wil kinders eendag hê, party van julle wil 4 hê, sterkte. Ek hou my hoed af vir jou. And you've got your plans, but then life happens. Miskien gaan jou gesondheid agteruit. Jy kry kanker. Jy het gesond geleef, dis nie iets wat jy verkeerd gedoen het nie, enigstens nie, but life happens. Jou besigheid doen swak, jou besigheid maak toe. En jy vind jouself op 'n plek van vra en de mekaar en wat het nou gebeur? Wat het met my planne gebeur? Nou, wanneer ons kom na die storie van Jesus, mense het hulle eie idee gehad van hierdie redder wat sou kom op die wit perd, hy sou inkom, hulle is deur die Romeinse volk al vir jare lank geonderdruk, verkeerd behandel, en hulle het hulle prentjie gehad van hoe die redder sou inkom, en hy sou kom en hulle vyande verslaan, hy sou op hierdie aarde sy koninkryk bring, and they've got a plan. En hierdie disippels stap saam met Jesus vir 3 jaar, ons ken die verhaal, stap hulle hierdie prentjie, hulle sien hoe mense genees word, lewens verander word, duisende mense word aangeraak, something is happening. En daar's 'n prentjie. En dit kom op 'n plek waar, 5 dae voor Jesus se kruisiging, hier kom Jesus in die stad in, daar's 'n vibe. Mense trek, hulle gooi hulle klere, daar word palmtakke neergekom, okay, hulle het nou 'n perd verwag, maar hy's op 'n donkie, dis okay. Nou nie presies volgens plan nie, maar hier kom hy. Die redder kom om te red, hulle weet die krag wat hy het, daar's 'n vibe julle. En jy kan dink, daai disippels is saam met hom, hulle is excited, it's gonna happen.
It's gonna happen. En hier kom hulle by mekaar, ek wil hê julle moet net vir 'n oomblik daai oomblikke sien. Jesus breek brood saam met sy disippels om 'n tafel. En hy sê, dat iemand my gaan verraai. Ek dink nie, dit was net 'n oomblik waar almal gegaan het, ek dink daar was bietjie van 'n ongemak. Almal kyk vir mekaar, is dit jy? Is dit jy? Wie is dit? Nou, hier begin die planne al klaar bietjie gerattel word. Mense kom agter, oh, something's happening. Jesus gaan in die tuin in, ons ken die verhaal. Hy word verraai. Het julle geweet die mense wat die naaste in is aan ons maak ons die seerste? Jesus het geweet dat 'n disipel hom verraai, maar ek wil vandag vir julle sê, ek dink nie dit het minder seer gemaak nie. It's not, hy soos in, almal kyk, wat gaan aan? Hierdie pas nie met die prentjie wat ek gehad het nie. Jesus word gevange geneem, hy word geslaan, 'n doringkroon word op hom gesit, hy word bespot. Hulle maak 'n bespotting van die plan. Hier is die koning van die Jode. Hy word van daar af, gaan hy gekruisig word, en ek dink by myself hoe die disippels moes voel op daai oomblik, something's gonna change. Moenie worry nie, ouens, ek weet dit lyk nou asof dinge nie gaan uitwerk nie. But there's a plan, moenie worry nie, iets gaan gebeur. En hulle bring vir Barnabas op die verhoog, hierdie ou was aangekla van hoogsverraad, daar was 7 sake teen hom, en hulle sê vir hulle self, hier's die oomblik, moenie worry nie, hulle gaan sê, dis fine, kom ons verruil die twee vir mekaar, now do we get back on track. Maar dis nie wat gebeur nie. En selfs Pontius Pilatus, hy's nie 'n Jood nie, hy's deel van die Romeinse ryk, hy's 'n heiden, en hy kan sien dat Jesus onskuldig is. Hy probeer iets doen om vir Jesus te red, maar die mense wat gesing het Hosanna is nou die een, hulle wil hom kruisig. Dink bietjie vir 'n oomblik die emosies waartoe die disippels moes gaan. What is happening? Wat gaan aan? What's going on? En hy word gekruisig. En hy sterf. En ons 'n aardbewing en die gordyn skeur in die tempel. Ek dink nie ons sê, ek die gordyn het geskeur, is amazing. Maar in daai tyd, as jy aan die ander kant van die gordyn was, dit was 'n plek van vrees. Dit was 'n plek waar God se teenwoordigheid was. Hulle sou die priesters ingestuur het met sulke klokkies om hulle enkel, sodat as hulle ophou hoor die priester, daar's nie meer klokkies wat lui nie, dan weet hulle, oeps, hy's dood. Hulle gaan nie eers self daarin nie, hulle trek hom uit. Dis hoeveel vrees was. Nou dink by jouself in daai oomblik, hulle gaan deur die tradisies, alles wat moet gebeur, en die gordyn skeur in die middel deur. En daai teenwoordigheid is oop vir almal. Julle, ek dink sekere mense was ontsteld. Ons raak ontsteld as die stoele omgegooi is. The plan, what's going on? En baie keer in ons lewe, dan gaan alles nie altyd volgens plan nie. Is dit nie so nie? En ek weet nie van jou nie, maar baie keer, as ek bid en ek hoor nie dadelik 'n reply nie, dan voel ek dit asof die Here my geblok het op WhatsApp of iets. Is hy nou klaar met my, het hy nou genoeg gehad met my? En elkeen van ons paaie in hierdie lewe lyk anderste. Dit lyk anderste wat God vir ons neergesit het. Maar hoe praat Paulus hiervan? Joh, hier is my so mooi. Paulus praat van hoe intiem sy begeerte is om Jesus te ken, om dieselfde pad as Jesus te stap. Filippense 3 sê, in die NIV, hy sê, I want to know Christ. I say yes to know the power of his resurrection and participation in his suffering, becoming like him in his death,
and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Not that I've already obtained it all this, or have already arrived at my goal. But I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Hy wil so graag deel wees, verstaan, dit moet deel wees van die pad wat hy stap, saam met Jesus. Ons het die afgelope 7 weke het ons deurgegaan op kruispad, ons het gaan kyk na fundamentele oomblikke in Jesus se lewe. We walked the same road. Kyk hoe dit met ons van toepassing is, hoe ons hom kan volg. Maar hier's iets wat ek besef het, want hulle praat van jou appelkarretjie word omgegooi. Het jy al daarvan gehoor? Hier's 'n paar goed, my appelkarretjie word baie keer omgegooi. Baie. Nou as ek soos Here, maar as hierdie deel van die plan, ek is nou de mekaar. What's going on? Maar hier's die ding, wanneer die storms in ons lewe kom, moet ons verstaan, God se belofte staan vas. Sy belofte staan vas. En raai wat, die opstanding is 'n baie mooi voorbeeld daarvan. Ons kry die gedeelte waar dit gesê word in Lukas 24, waar hulle sê, hy is nie hier nie, hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was, en gesê het, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word, en op die 3de dag opstaan. Toe het hulle sy woorde onthou. Maar die oomblik wanneer dinge nie gaan soos wat ons dit wil hê nie, wie hoe maklik vergeet ons beloftes wat God ons gee? Dis maar interessant, jy kan die 10 jaar terug kan jy nog die wifi password onthou. Maar ons sukkel baie keer om die profetiese woord te onthou wanneer ons deur moeilike tye gaan. Ek het deur 'n moeilike tyd teruggegaan, en ek het my profetiese woord wat ek neergeskryf het, gaan opsoek, en ek het gesê, die Here het vir my gesê, ek sal jou inslaan soos 'n tentpen in die grond, my seun, en jy sal 'n plek wees, 'n ereplek vir my huis. Dis 'n belofte wat God my gegee het, I stand on it. En raai wat, as God se belofte nagekom het, dat hy uit die dood sou opgestaan het, hoeveel meer sal hy nie die belofte wat hy jou gee, sal hy nie laat gebeur nie. Ek wil jou aanmoedig, wanneer jy 'n profetiese woord kry, of jy kry 'n skrif, jy weet die Here praat met jou, skryf dit neer, vertel jou vriende daarvan, sodat wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, dat hulle kan gaan, hey, wees rustig, onthou jy wat jy my gesê het, die Here het 'n plan met jou, onthou jy die skrif, remember what he has said, toe het hulle sy woorde onthou. Wanneer ons kyk na die opstanding, dan moet ons ook iets besef. Die son sal nooit weer sak nie. Die dood is oorwin, julle. Wat kan hierdie wêreld aan ons doen? Bram, joh, maar die olie in die oorlog in. Okay. Het God nie gesê, dit sal die tekens wees nie? God het dit gesê. Waaroor raak ons bekommerd? Wat kan hierdie wêreld aan my doen? Wat God nie al reeds oorwin het nie. Die dood is reeds oorwin, die son gaan nie weer sak nie, ek weet dit, weet wat is vir my die beste? Maak nie saak hoe oud die persoon is, wat oorlede is nie, ons doen baie begrafnisse, ek vir Dion vra, as ons weet, hierdie persoon het die Here geken, julle, dis eintlik 'n fees om te sê, van hierdie persoon se lewe, en ons weet, hulle is nou by Jesus. Maar weet wat's die hartseer deel? As ons weet, hierdie persoon was ver van God. En dis nie my plek om te sê wie gaan waar nie. Maar ons niks so hartseer nie. Daar moet iets in ons wees wat ons weet, maak nie saak wat nie. Hoor wat sê dit so mooi. 1 Korintiërs 15 sê, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. Hy sê vir ons is die dood soos jy val in die slaap. Jy verander adres, dis dit. Dis wat gebeur. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive.
But each in turn, Christ, the first fruits, when he comes, those who belong to him. Then the end will come when he hands over the kingdom to God the Father after he has destroyed all dominion, authority, and power. For he must reign until he has put all his enemy under his feet. The last enemy to be destroyed is death. Wat kan die wêreld aan my doen? Ek het seker een van my grootste lesse geleer op seker een van die meeste plekke wat ek het nooit sou verwag het nie. So, ons was studente gewees en hulle wil vir ons leer hoe om vir mense van Jesus te vertel en hulle stuur ons uit in Stellenbosch. Daar tussen daai klomp heidene. Jog, alles rof. Maar nee, ons gaan tussen hulle, ons gaan hulle vertel van die goeie nuus. En ons is daar in Stellenbosch en die volgende oomblik stap ek en ek sien iemand lê daar onder een van die bome, maar ek kan sien. Het jy al gesien wanneer jy kan sien iemand het shots gevat in die lewe? You got some city miles on him. Ek kan sien hierdie persoon is actually baie naby aan die dood. Lê daar, lyk sleg, dis iemand wat op straat is, sy liggaam is stikkend, hy's verwoes, en ek sê vir myself, ek gaan nou vir hierdie ou liefde gee, ek gaan hom bedien. Ek gaan sit by hom, ek vind sy naam uit, en ek vra vir hom, ken hy Jesus? Hy sê, ek ken Jesus goed. Ek is so okay, ek sê, wat ken jy van Jesus? Hy sê vir my, Bram, ek het baie foute in hierdie lewe gemaak, en dit het my baie gekos. En hy vertel my sy geskiedenis, en waar hy is, en is baie erg. Maar hy sê die volgende woorde vir my, hy sê, maar weet jy wat, ek weet, hierdie lewe is net tydelik. En ek weet as ek vanaand my oë toemaak, dat ek saam met hom sal wees in die paradys. Totaal en al genees, geheel en by Christus. Julle ek huil daar, daai ou bid vir my. Want hy het iets gesnap, wat baie van ons nog nie gesnap het nie. Maak nie saak deur wat se moeilike tyd jy in hierdie wêreld gaan nie. Die grootste oorwinning het reeds gekom. En dit is dat Jesus gesterf het, die dood oorwin het en vir ons die ewige lewe gegee het. Maar hier is iets wat ons moet besef met die oorwinning. Jy dra die geskenk van hoop. Jy dra die geskenk van hoop. 2 Korintiërs 4 vers 7 sê, we now have this light shining in our hearts, but we ourselves are like fragile clay jars, containing this great treasure. This makes it clear that our great power is from God, not from ourselves. My vraag is toe ek dit lees, Here, kan ek nie maar net 'n nuwe pot wees nie asseblief? Hoekom moet ek 'n pot wees met krake en gate in wat hierdie geskenk binne in het? Hier's die ding, God wag nie vir ons om perfek te wees voor hy ons kan gebruik nie. Weet jy hoe baie mense ken ek, as ek na hulle kom en sê, Jesus wil jou gebruik, wil nie saam met my kom nie, dan sal hulle altyd vir my sê, nee Abraham, ek voel nie reg nie. Hoe bedoel jy, voel nie reg? Nee, daar's net sekere dinge wat ek eers in my lewe wil uitsorteer. Ons het hierdie idee, dat ons eers hierdie perfekte pot moet wees, ons moet presies weet hoe om te bid, hoe om te preek, ons moet weet, al hierdie goeders moet in lyn wees, en dan kan God ons gebruik. God is not looking for perfect people, He is looking for willing people. En as jy verstaan wat die geskenk is, what the treasure is inside of you, and you are willing, He can use you. Maar baie van ons is ongelukkig nog steeds op 'n plek, ons is baie soos baba Christene. Kan ek julle 'n vraag vra? Tieners, is daar tieners vandag hierso? Okay, is okay, julle gaan nou nie kwaad raak vir my nie, ek gaan nou... Okay. Maar meeste tieners, julle kan maar vir Sean vra, het baie keer die mentaliteit oor, wat kan jy vir my doen? Julle party van die ouers kyk nou vir hulle. Kyk vir my. Hoe kan jy my entertain?
As ek jeug toe gaan en is boring, dan wil ek nie gaan nie. What can you do for me? 'n kind dink mos so. What can you do for me? En raai wat ongelukkig is, baie van ons nog kinders, as dit kom by Christendom. Ons kom na die kerk toe, dan sê ons, what can the church do for me? Die aircon moet net reg wees asseblief. En die pastoor moet net mooi preek, en die songs moet net die modernste songs. What can the church do for me? O, julle, niemand het vir my kom bid nie, en die pastoor het nie vir my hallo gesê nie. Dit raak nou stil hierso. What can the church do for me? Dis 'n baba Christen ding nog so. Sit in die worship, ek voel nie vandag die worship nie. Maar hy sing 'n bietjie vals vandag, hè. Maar 'n persoon wat volwasse is, sê, what can I do for the church? Dis 'n persoon wat hier sit op 'n Sondagoggend en sê, Here, wys my iemand in die gehoor wat U wil hê ek moet voor gaan bid. Wie wil U hê moet ek gaan bedien? Wie wil U hê moet ek hierdie geskenk van hoop na hulle toe bring, vir hulle aanmoedig? Dis 'n rede hoekom Paulus sê, moenie soveel begeertale praat nie, maar eerder om te profeteer, want wanneer ons profeteer, dan bou ons mekaar op. The treasure is in you. Al is jy gebroken. En God wil jou gebruik. Miskien is dit iets vandag wat jy moet besef om te sê, die dood en die opstanding van Christus beteken, I've got a gift to give, not just to receive. Anders moet ons sê, staan op en stap die opstandingspad. Voor ek dit wil verduidelik, ek wil net een statement vir julle maak. Ouens, ons moet vandag besef, die lewe is nie 'n reguit pad nie. My kinders het baie keer as hulle vir my sê, Daddy, that's so unfair. Wat's my antwoord? Nou verstaan jy my liefie, die lewe is unfair. Die lewe is onregverdig. Daar is niks regverdig in hierdie lewe nie. Is dit regverdig dat ander mense in 'n oorlogposisie is en ek is nie? Dis net God se genade, julle. Die lewe is nie 'n reguit pad nie. Alles gaan nie altyd uitwerk nie. Maak nie saak hoe jy dit beplan nie. Het jy al agtergekom mense wat bietjie obsessief is, kan ek maar die woord obsessief gebruik? Kan ek, okay? Wat as dinge net nie reg gaan nie, dan joeg julle, dan raak dit, dan moet nou orde kom. Ek het gebid oor vanoggend en ek het iets in my gees gevoel, dat daar is mense vanoggend hier, en jy het planne gehad. You had plans. Van skool af, maar jou planne het so skeef geloop. Besigheid het toegemaak, die vrou het op jou uitgestap, het siek geword. En in plaas daarvan om op te staan, dat jy gaan lê. You gave up. Want jy kan nie verstaan hoekom dinge nie presies gebeur het soos wat jy dit wou gehad het nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, die kruispad is nie 'n reguit pad nie. Dit het sy ups en sy downs. As jy deur moeilike tye gaan op jou pad, jou redder het ook deur moeilike tye gegaan. As mense jou seer gemaak het op jou pad, jou in jou rug gesteek het, goed van jou gesê het, jou redder was ook verraai deur die mense waarvoor hy lief was. As jy nie gekry het wat jy verdien het nie, vals beskuldig is, ek het nuus vir jou. Jesus Barnabas moes die prys betaal, maar Jesus het in sy plek gestaan. As jy swak voel en bang voel op jou pad, Jesus het dit ook beleef in die tuin van Getsemane.
En ek wil jou vandag aanmoedig. Moenie opgee omdat jou pad nie reguit is nie. Omdat jy deur ups and downs gaan en wil opgee omdat jy foute maak. Ek wil vandag vir jou sê, staan op in jou opstandingspad, want Jesus Christus het uit die dood opgestaan vir jou. Vir jou. Ek wil hierdie vers lees ten slot. Hy sê, ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het, en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en is op die derde dag opgewek. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Miskien sit jy vandag hierso en jou lewe is bietjie omgekrap. Jou lewe het nie gegaan volgens jou planne nie. Volgens wat jy gehoop en gedroom het. Miskien is dit dat iemand jou seer gemaak het, wat naby aan jou is. Miskien het iets in die lewe gebeur, wat jy gesê het, Here, maar waar is U nou? Ek wil vandag vir jou vra, staan op daar waar jy is in jou stoel. Almal se oë gesluit, stand up. Soos wat Christus opgestaan het vir jou. Jy het 'n oomblik nou, staan op asseblief. Ons baie van julle, stand up. Staan op waar jy is. Sien dit as simbolies. I am standing up on this road. Oor wat Christus vir my gedoen het. Daar's nog ouens. Ouens, ek wil jy moet dit doen uit simbolies. Dit het niks met niemand uit te waai nie. I'm standing up op hierdie opstandingspad. Wat kan hierdie wêreld aan my doen? My hoop is net in Jesus Christus. Jy het opgegee, you've given up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Luister na God se stem terwyl hy nou met jou praat. Stand up. Stand up. Stand up. Abba Vader, ons weet hierdie pad wat ons stap is nie altyd reguit nie. Ek weet ons het oomblikke wat ons tone stamp op klippe, oomblikke wat ons val. Oomblikke waar ons nie verstaan hoekom wat met ons gebeur nie. Maar Here, vandag staan ons vas op die prys wat betaal is, op die dood wat oorwin is, sodat ons vry kan wees. Ons staan op, Here, en ons weet dat U ten goeie alles sal wat meewerk vir die wat U liefhet. En U is lief vir ons. Ons staan op die beloftes wat U vir ons gegee het, because you are a God and your word is your bond. Hierdie oorwinning vir ons gebring. En ons sê, Amen.